Amen en amen. Ek het so baie jare terug wat dit gebeur het. Toe ek het mos 'n dogter met die naam van Ansie. Nou Ansie was seker so 4, 5 jaar oud gewees. Blonde hare, blou oë, ligte vel. Baie mooi dogtertjie. Maar Ansie het ook 'n eie wil gehad. Nog steeds. Maar op daardie stadium, toe ek en Letty, ons is net so by die volle evangelie kerk, Richards Bay, begin inskakel, want dit is waar die Here gesê waar ons moet wees. En, maar Ansie se outgoing personality in haar gesiggie het enigiets hart laat smelt. As sy voor jou kom staan het en sy het vir jou gesê, oom, waar's my sweeties? Dan sou jy, al het jy nie so iewers gekry het of haar te gee. En Ansie het beginne, soos enige klein kan doen, beginne liberties vat. Sy kry wat sy wil hê. Nou is haar pa, die jaken, hy staan by die deur en ek kry skaam vir die kind van my se optrede. En as ek haar roep, dink julle sy kom. Maar kyk net Gabriel ook, hy kom nie. En as ek net maak of ek haar wil gaan haal, dan hardloop sy. So hardloop sy my weg. En ons kom by die huis, na diens, en ek laat haar mooi daar op die rusbank sit. En ek sê vir haar, Ansie, ek wil vandag met jou praat. En jy moet mooi luister wat papa sê. Sy sê, kyk my nie so aan. Sy sê niks. Kyk my so aan. En ek sê vir haar, dis nie mooi om vir mense sweeties te vra nie, of lekkers te vra, sweeties te vra nie. As hulle vir jou wil gee, het hulle eie uit, dis fyn. Maar dis nie mooi as jy so loop en almal weet so corner nie. En ek praat my hart uit ook hiermee. Ek praat genuine baie vaderlik. En toe ek klaar gepraat het, toe vra ek vir haar, Ansie, het jy nou verstaan wat papa sê? En sy kyk my so aan met daai blou oë en daai blondie hare en die ligte velletjies. Sy kyk. Sy sê, ek het niks gehoor wat jy gesê het nie. Nou, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het niks gehoor wat jy gesê het nie. Nou, as ons kyk na ons gebedslewe, is dit baie keer dieselfde. Want Jesus sê vir Filippus, ek het niks gesê en ek het niks gedoen, behalwe dit wat ek van Vader gehoor het nie. Nou, sonder God Heilige Gees, die Gees van waarheid, dis te mooi, sonder God Heilige Gees, die Gees van waarheid, wat jy ontvang het, indien jy tot wedergeboorte gekom het, okay, dan kom die Gees van waarheid, en hy kom bly in jou, en hy is by jou. Okay, so dis die Gees van waarheid. Ek wil hê jy moet mooi met die Gees hoor, en dat jou denke vernuwe kan word. If you are born again, then the Spirit of a living God, the Spirit of truth, will come and abide within you and be with you. God, Heilige Gees, die Gees van waarheid. Nou,
as jy openbaring wil hê in jou gebedslewe, en jy het nie 'n verhouding met God, Heilige Gees, die Gees van waarheid nie, dan kan jy 'n gebedslewe hê, maar dis 'n droewige ene. Dit gaan vir jou ook voel, en dan gaan jy ook sê, maar ek het niks gehoor nie. Jy sien, kind van die Here, gebed verander alles. Gebed verander alles. Ek gaan dit weer sê. Gebed verander alles. Maar hoekom verander ons gebedslewe dan nie alles nie? Nou, ek is een van daardie ouens, don't fake me, man. Daar's mos 'n gesegde, sê fake it till you make it. Nou, maar vir my is hierdie woord moet vir Gerry Brewer manifesteer. Anders is ek die grootste bedrieger wat daar kan wees. Ek bedrieg myself. En dis die gees van misleiding wat ons so bedrieg, dat ons nie eens agterkom nie. Weet jy, ons bedrieg onsself nie. Nou sonder die Heilige Gees van waarheid sal jou gebedslewe, luister mooi, stel daar eers, hier is 'n besprekingspunt, sal jou gebedslewe altyd monoloog wees. Nou net vir Rita se onthaalwe, monoloog beteken een rigting. Jy praat, maar die ander ene hoor nie. Jy praat, maar jy gee die ander ene nie 'n kans om te antwoord nie. Dis net 'n een-rigting gesprek. Dis amper soos 'n vrou daar eerste, daar ver, nie naby, ver, nou, wat blou trein ry. Jy weet, jy ken mos blou trein. Sy drink spirits en haar koppie raas. En dit gaan net so, dit gaan, dit is net so. Soos 'n kweevoël, nee. Hulle praat, hulle maak lawaai, hulle gee niemand 'n kans nie. So monoloog is 'n een-rigting gesprek. En die hartseer is dat die meeste kinders van die Here, of belydende kinders van die Here, 'n monoloog gebedslewe het. Is 'n een-rigting. En nou raak jy moeg. Jy raak moeg, want jou gebedslewe is saai. Is so 'n droë gebedslewe. Daar groei niks in nie. Maar jy bid. En jy bid, jy lê 40 dae, 40 nagte, en jy bid, en jy vas ook nog, maar jy hoor niks nie. Want dit is altyd net 'n een-rigting gesprek. Want jy bid uit die siel uit. Jy bid uit die sielsrealm uit. Okay? Nou met ander woorde, as ek sê jy bid uit die sielsrealm uit, dan bid jy met die verstand. Okay? Dit wat jy sien, dit wat jy hoor, dit wat jy proe, dit wat jy voel, dit wat jy ry, jy bid uit daai, die aardse denke. Nou wil jy met jou aardse denke, wil jy met God wat gees is, wil jy gesprekvoering hê. Is julle met my? Julle moet regtig vanoggend mooi hoor, want ek weet God wil jou gebedslewe verander. Nee. So aan die ander woorde, jy kan nie met die sielsrealm God bereik wat gees is nie.
En dis hoekom die Bybel vir ons so mooi sê, toe Jesus by die put sit daar in Johannes 4, toe die Samariaanse vrou daar kom en Jesus vra vir haar water, en julle ken mos die gesprek, en Jesus sê toe vir haar, maar luister mooi, weet jy, as jy weet wie ek is, en jy weet wie die water is, wat water ek jou kan gee, en toe Jesus sê, waar is gaan roep jou man, en sy sê, ek het die man, en Jesus sê van, ja, jy het 5 gehad, en een by wie nou is ook nie jou man nie, maar het is daar, jy weet. Maar toe kom hierdie godsdienstigheid van hierdie vrou uit, en sy verwys na Abraham. Nee. Maar Jesus sê vir haar, hy trek haar nader. En hy sê in vers 23 en vers 24, kan jy dit lees, sê hy sê, God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Kan ek dit weer sê? Lees net jou Bybel, maar gaan dit quoteer. Jesus sê vir die Samaritaanse vrou, sy is godsdienstig gewees. Jy kan nou gaan lees daar. Ne? Sê Jesus vir haar, God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom met gees of in gees en in waarheid aanbid. So in ander woorde, hier kom die Here Jesus Christus en hy bring dit terug vir hierdie vrou, maar dit is opgeteken vir my en jou om dit te verstaan, sonder die gees van waarheid wat by en in jou is na wedergeboorte. Sonder die gees van waarheid wat aan jou openbaar maak hoe en wat jy moet bid, sal jou gebedslewe altyd saai wees en jy bedrieg jouself. Jy bid. En jy bid dalk vir 'n halfuur. En as jy amen gesê, dan weet jy nie wat jy gebid het nie. Joos, lyk my jy ken hierdie ene. Aha. Dan weet jy nie wat jy gebid het nie. Ten minste jy smaak, jy ander kyk my nie so aan nie. Maar ek weet, ek kom ook deur hierdie goedes. Nee. En as ek nie waak nie, dan val ek terug na in my gebedslewe in die sielsrealm. Ek ook. Okay? So die woord is vir ons. Is nie vir julle nie, is vir ons. Okay? Nou, die probleem is, dat ek dink, ons verstaan nie, ons helper nie. Die Heilige Gees is helper. Hy is advokaat. Okay? En dis hoekom Paulus, as hy die seën uitspreek, jy kan maar luister, lees maar, dan sal jy hoor sê, hy sê, en sluit hy af met die seënwense, hy sê, en die gemeenskap met die Heilige Gees, totdat ons weer ontmoet. Nou, gemeenskap met die Heilige Gees is fellowship. Dit is gesprekvoering. Want die Heilige Gees, net hy weet wat 'n Vader is. En nou maak hy Vader aan jou openbaar. Sonder die Heilige Gees van waarheid gaan jou gebedslewe godsdienstig wees. Want jy gaan net in die sielsrealm bly. En daarom het u en ek, ons het God, Heilige Gees, die Gees van waarheid so nodig. Want Jesus sê, as ek los julle nie as wese nie, maar wanneer ek weggaan, gaan hy kom. Dan gaan hy julle herinner aan alles wat ek gesê het en ook toekomstige dinge.
En dis hoekom ons gebedslewe as individue en in gemeente stagneer. Kyk, ek het lekker gehoortjie volgende. Hy koortjies is Lionel, jy moet hy koortjies eenkant hou vir ons tekkie aand. Moet nie vergeet nie hoor. Ons gaan ons een Sondag aand ons lekker diens hou, gaan ons lekker eet en dan gaan ons die Here net worship en prys. En jy moet jou tekkies aantrek, want ons gaan dans. Ons gaan spring, ons gaan hardloop en ons hart is om die gebou en ons aanbid God. Ons maak sy naam groot. Ons kan hom nie binnehou nie. We cannot contain his presence within us. We need to let go. En nou jy daar luister toe ons om daai kerk gestap het daar, daai worship gedoen, die ouens het ons mal, ons vat hande, maar daar gelaat. Jy sien kind van die Here, en dit is ons grootste probleem, ons aanbidding bly in die sielsrealm. Maar God is gees. Wie het gesê water en olie meng nie? Dit is moeilik om water en olie, jy kan hom gemeng kry, maar hy gaan nie gemeng bly nie. Hy kan maar weer terug na die oorspronklike een water en die olie. Maar jou gebedslewe, kind van die Here, kan ek vir jou vandag sê, totdat jy nie hierdie waarheid verstaan, wat ek vandag met jou praat nie, sal jou gebedslewe altyd saai wees. Sien, niemand kan verlig word, het hy of sy nie openbaring kry deur God se woord nie. God bly in die raamwerk van sy woord, God gaan nie buite sy raamwerk nie. En totdat God Heilige Gees, die Gees van waarheid, hierdie woord, nie aan jou gees lewend maak nie, en totdat jy nie 'n honger het vir die woord nie. Ek gaan oor wat ek weer sê, is 'n goeie besprekingspunt. Totdat jy nie honger het vir die woord nie. Totdat jy nie honger word vir die woord wat sê, ek het gekom, dat jy meer as genoeg kan hê nie. Totdat jy nie honger word vir daardie woord nie. Sal die woord nie vir jou werk nie. Ek sê vir my vriend, hoe gaan die besigheid, sê as hulle begin? Ek sê man, jy moet van die begin af kyk, hierdie besigheid is nie 'n natural besigheid, dit is 'n supernatural besigheid. Waar God bo natuurlik die seëninge. Dis wat ek vir jou bid, vriend. Jy sien kind van die Here, totdat ons nie dit verstaan nie, dat die woord geopenbaar moet word aan jou gees en jou denke vernuwe word nie. Tot jou denke nie vernuwe word nie, praat jy altyd nonsens. Here vergewe. Maar jy praat nonsens. Jy praat aards. En dit wat jy praat, bring nie vir jou 'n goddelike openbaring, goddelike oorwinning en goddelike vrug nie. Praat ek reg vanoggend? Ontvang jy dit in die gees? Want jy sien, jy moet dit ontvang in die gees. Die woord, totdat jy nie 'n liefde het van die woord en sê, Here, dis u woord en die woord gaan vir my werk nie. Ek gebruik die woordjie, ek kan sê, Here, dis u woord en die woord gaan vir my werk nie. Het jy 'n probleem? Maar sodra jy twyfel oor die woord, as jy soos die golwe van die see, dan is jy bo en dan is jy onder. Dan is jy 'n dubbelhartige man, en Jakobus sê, so iemand moet nie dink hy gaan iets van God af ontvang nie.
So ons het openbaring nodig in ons gebedslewe van die woord. Want jy moet met die woord wat Papa gesê het, dis waarom jy met hom praat. En as jy die stem van God, Heilige Gees nie ken nie, is dit maklik om te mis. Want daar is ander twee ander stemmers buiten sy stem. Jou stem en die stem van die duiwel. Kind van God, ek kan nie anders as om met jou te praat, ons praat oor openbaringskennis in jou gebedslewe nie. Want aan die einde van die dag, ek bedoel, Georgie, as jy die selkroepel in 2-3 maande verdeel wil hê, then you need to trust the word of God. Dan moet jy verstaan, dis God wat byvoeg en nie jy nie. En nie ek nie. Nee. Maar hoe voeg God by? Hy voeg by deur sy woord. Deur 'n man en 'n vrou, 'n seun en 'n dogter, wat die woord glo, geopenbaar. Dat in die Romeine sê, hoe kan hulle glo as daar nie een is wat preek nie? Sodat jy nie daardie man vrou word nie, nou gaan jy sukkel om siele by jouself te kry, of jy gaan sukkel om siele in die koninkryk te kry. You need to trust God for revelation of His word. And then you need to minister the word unto a people. Moenie soetsappige sielswoorde spreek nie. Man, the power of God is within you. En daarom het jy die gees van waarheid nodig om jou te help. Jou gebedslewe, as jy kan verstaan wat Efesiërs 3:20 sê, as jy en hy, dis Vader, wat mag het om te doen, ver bo kan dit wat jy kan bid of dink, deur die krag wat in jou is nie. Nou as jy verstaan die krag wat in jou is, dan sal jy verstaan, daar's niks meer onmoontlik vir jou nie. Dan en haar jy nie, jy kyk met ander oë aan, maar dit bring 'n boldness in jou uit. Maar ek kan jou vandag sê, dis wat wonderwerke en dis wat tekens in jou lewe laat manifesteer. Hierdie plak, 3 punte. Dis vir die earth en life en neutral, soos, nou. Waar is die elektricians? As jy evalueer kon voel. Ek gaan kyk mooi vir die kamera, vir elkeen mooi. Hy's los, hierdie plak is ingeplak daar. Sit hom aan. Hy het hom afgesit, hy's aan. Daar's hy daar aan. Ja. Wie van julle glo? Dis 'n lied. Wat is 'n lied in Afrikaans? 'n lied. Krag. Wie van julle glo hier's krag hierso? Hier is krag. Wanneer is hierdie krag beskikbaar? Kom ons gebruik dis jy die. Kom ons druk hom net so 'n bietjie in. Ons trek hom so 'n bietjie uit, né? Want ek wil jou spasie gee dat jy jou vingers hier in kan druk. Maar almal van julle, as julle wil nie krag hê nie. Kinders, wil jy try? Hè? Maar almal van julle weet jy is krag, maar jy kan die krag nie sien nie. Maar hoekom wil jy nie jou vingers hier kom sit nie? Net as jy kom, hè? Hè? Wat gaan hy met jou maak? Gaan hy jou lewe gee? Jy sien, kind van die Here, wat wil ek vir jou wys? Nou, jou gebedslewe
Moet krag wees. Want as jou gebedslewe reg is, die krag van jou gebed gaan jou behoefte aanspreek. Maar die krag is hier. Welkom het hom daar aangeplak, het hom aangesit en hier hou ek hom vas. Wanneer is die krag hier? Die hele tyd. Dankie. Die hele tyd is die krag daar, maar wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, die God, Heilige Gees, oortuig van sondige geregtigheid en oordeel, en jy het met jou hart het jy geglo, en met jou mond het jy bely, met ander woorde met jou gees het jy geglo wat dood was, en God praat met jou gees, en jou gees antwoord, en hy verander jou denke. Nou, ander woorde, hy raak jou siel nou aan. En totdat jou siel nie verander en verlig word nie, is dit maklik vir Satan om jou te mislei. Maar jou gebedslewe moet 'n lewe van opgewondenheid wees. Jo, soveel dinge gaan vir my oop terwyl ek met jou praat. Maar ons bly dieselfde. Ek kan 'n voorbeeld gebruik. Hier is Philip, net 'n voorbeeld. Hy is siek. Net 'n voorbeeld. Nee. Hy staan, is Kali. Hy sê Kali. Hy sulke goedjes in sy voet sê, hulle noem dit gout. Daai ene. Nou, maar nou, luister mooi, kom ons vir Kali uit. Spreek geneesing oor hom. Nou, maar hier is 'n persoon, die persoon is siek. Nou wil ons vir hom bid. Dis wat godsdienstige mense maak. Ons gaan nou vir hierdie persoon bid. Maar as dit wat die woord sê, die woord sê jy moet hom gesond maak. Maar omdat jy die krag in jou nie verstaan nie, dis hoekom jy uit die siel uit bid. Nou word jy ook nie gesond nie, want jy bid uit die siel uit. Jy moet autoriteit vat oor daai siekte, en jy moet daai siekte toestand uit daai liggaam uitdryf. So die Bybel sê. Jy sien, maar omdat ons bid, en ons gebedslewe bly in die sielsreële, maar kom nie die gees uit nie. Jy kan God nie met die siel bereik nie. Jy gaan nou met jou gees moet aanbid. En nou as jy openbaring kry van God, en ons het opgelet na die woorde wat ons vanoggend gesing het. What a mighty God we serve. Hier is dan party van julle wat allemaal kan so maak. Annie en raai vlaggie. En die Annie maak so. Maar jy sien, as jy openbaring in die gees het, met wie jy praat, want jou lof en jou aanbidding is deel van jou gebedslewe. George, kom jy gesels. Hoe boring sal dit nou wees, nee. As jy nou oogies maak, nou vir Gemmy, dis nou jou vrou, maar jy het goed, maar daar is nie reaksie nie. Dit is amper soos Lot se vrou. Dat is dood, dat is niks lewe nie. Hoe lang gaan jy aanhou daarmee? Jy moet geraak, man.
Sê nou, hier is niks. Huh? Jy verstaan mos nou die voorbeeld, nee. Okay, nee. Maar sê altyd van jou kind na hom toe. Jy sê, wat wil ek vir jou sê? Nee. Kan ek jou ietsie vertel? Kan ek vir jou ietsie vertel? Jy het 'n mooi glimlag hoor. Kyk vir, kyk hoe rooi raak sy. Nee. Maar julle twee glimlag lyk julle dieselfde hoor. True love, jy het dit gesê, vra vir hulle. Maar wat wil ek sê, kind van die ons praat oor God, Heilige Gees, die Gees van openbaring in jou gebedslewe. Dis waaroor ons praat. En totdat jy nie openbaring kry deur God, Heilige Gees, in jou gebedslewe, wie God is en wat God sê hy is nie, gaan jou gebedslewe altyd boring wees. Want jy kry nie terugvoering nie. Jy bid, ja, jy bid, jy's getrou, jy bid, jy's soveel ure op jou knieë en jy bid, dat die spoeg spat, moet jy bid, wat daar's nie terugvoering nie. Want dit is monoloog. God, Heilige Gees, is altyd gereed om vir jou terugvoering te gee, die Gees van waarheid, maar dan moet jy in gees en in waarheid aanbid. Openbaring bring spontane lof en aanbidding. Jy kan maak en ek kan maak net wat ons wil. Openbaring in ons gebedslewe bring openbaring wie God is. En nou begin jy God te aanbid. Jy begin hom te loof en jy begin hom te prys vir wie hy is. Nie wat jy uit hom uit kan kry nie. You love him. Huh? Ek kom in Ladysmith gemeente daar in 1994, dis jaar met die verkiesing geweest, toe Ouma Mandela toe hy verkies is as ons eerste president. En ek kom in die gemeente daar. En daar's nie baie mense daar gewees nie. Maar die visievoorsitter sê vir my, indien ons jou beroep, sal jy met hard werk. En per werk kyk jy die ou so. Sy met hard werk. Hy lewe nog, hy's al by 80 jaar oud die ou. Amper soos Chris. Hy is net 'n bietjie doof, maar jy's nie doof nie. Jy luister nog mooi. Kind van die Here, ons begin en hulle het 'n goeie musiekgroep gehad toe ons daar kom. En ons begin maar ek soek meer. Hulle is goeie musikante, hulle talent. En ek glo hulle is lief vir die Here ook gewees, dit is. Maar daar kom toe 'n tyd, en dit baie gevegte, en miskien baie woorde het plaasgevind het. Maar aan die einde van die dag kry ek 'n groep wat verstaan wat dit is om God in gees en in waarheid te aanbid. Ek noem sy naam Tommy Watkins, hy is al oorlede. Christa Ellis, Deleen Hy, Tommy se seun het die dromme gespeel, maar dis maar iets verlate. Adam, en daar's 'n paar ander ook gewees. Maar ek wil vir jou sê, wanneer hierdie groep, wanneer hulle begin sing, en wanneer hulle aanbid, en ek stap, I could hear the voice of God. Dan sal Tommy vir my partykeer kyk, want dit is belangrik dat die sangleier en die pastoor, hulle moet gesynchroniseerd wees, daai ene. En dan kyk hy vir my, dan maak ek net vir hom so, dan maak hy die uitnodiging.
En dan kom die mense daarvoor, daar sit een Frans ook in getuig. Dan kom ons uit, mense. En dan bedien ons. En die teenwoordigheid van God val op mense. Hulle kry nie net hoendervleis nie. Hulle word genees, hulle word bevry, gedoop met die Heilige Gees. So kan ek aangaan. Openbaring in jou gebedslewe bring 'n spontane lof en aanbidding en verering vir God. En sien, en dit is wat ons kom, ons kan God in die sielsrealm ook aanbid. Jy kry hoendervleis en jy kan spring en bollemakiesie slaan, but with no spirit. Maar wanneer jy God in gees en in waarheid aanbid, dan maak God hom altyd, hy antwoord jou. Dat jy, soos Jesus kan sê, ek het net gedoen en net gesê wat hy gedoen het. Nou kom ons lees gou so 'n klein gedeeltetjie. 1 Petrus hoofstuk 2. 1 Petrus hoofstuk 2. Ek lees vir ons vanaf vers 1. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Dis vers 1, vers 2. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goedendierend is. Vir baie gelowiges is hy God van ver. En sy woord sê hy is 'n God van naby. Want met wedergeboorte kom maak hy woning in jou, dis hoe naby is. Jy kan hom nie nader kry as dit nie. Ons weet hy sit op sy troon in die hoogste hemel, maar hy sit ook op die troon van jou lewe. Amen. Na wedergeboorte. Nou vers 4. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Nou hoor wat sê vers 5. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Nommer 1, as jou gebedslewe, as jy God se stem wil hoor, luister mooi, ek gaan dit vir jou verduidelik. As jy God se stem wil hoor, moet jy heilig lewe. Heilig beteken afgesonder vir God. Hoekom moet jy heilig lewe? En dan lig hy daai lot sondes uit, maar dis mos nie in Bloemfontein met daai sondes is, nee. Ons kinders mos nie in die Parel nie. Ons praat ook nie kwaad van mekaar nie. Nie so liefdevolle ouens. Maar heilige lewe afgesonder vir God. Hoekom is dit noodsaaklik om afgesonder vir God te lewe? Nee. Want jy kan my hoor wat ek vandag vir jou sê. As jy nie heilig lewe nie en daai sonde kom in jou lewe, nee, dan hoor jy nie God se stem nie. Al wat jy hoor is veroordeling. En jou vrymoedigheid is weg. Nou jy geval, dat jy alweer sonde gedoen. Maar jy het dit bely, maar in die siel, nie in die gees nie. En dis hoe Satan die kerk en die gelowiges kragteloos hou in hulle gebedslewe. Geen openbaring nie. Heilige lewe. Tweedens, sê hy so, hoor wat sê hy so, en verlang sterk soos pasgebore babas aan die onvervalste melk. Het julle al gesien,
En ek sê dit met groot versigtigheid. Hoor dis op YouTube, luister mooi, ek sê dit met versigtigheid. En ek veralgemeen nie. Nee. Maar dis vir baie mammas, is dit vir hulle moeite om die kind, die baba te borsvoed. En dis nie lank daarna nie, want dis soos die mamma dink. Spreek dit nie aan in die gees nie. Dan, is nie lank daarna nie, dan verander die melk van moedersmelk af na wat se goed is? Nen. Daai ene, nen, klim. Nen, klim. Daai het jy nog 'n bietjie klim gehad. Weet jy anders jy geklim het, maar jy het geklim. Nee. Jy sien, dan verander die mamma die melk. En sodra jy melk verander, daar's niks, en dit is bewys, daar's niks beter as moedersmelk vir 'n baba nie. Vra vir Gabriel. Maar jy sien, kind van die Here, hy verlang na die woord, na die melk, dis die woord. Maar jy sien, tot ons op die punt kom, waar ons verlang na die woord, God, u woord moet manifesteer in my lewe nie, deur my lewe nie. Tot ons op daardie punt kan kom, die kind van die Here, dan mis ons dit. Dan gee hy opdrag, wees heilig. 2, verlang na die woord, geopenbaar deur God, Heilige Gees. You are most powerful. Al die beloftes is joune en hulle is dit ja en amen. Maar ons belewe dit nie. Want jy sien, ons bid uit die siel uit, nie uit die gees uit nie. God praat net met jou gees, God praat nie met jou siel nie. Jou siel is jou verantwoordelikheid, wanneer die waarheid deurkom in jou gees, wanneer God Heilige Gees met jou gees praat, en daardie waarheid in jou gees mens, daai waarheid stoot nou op om te manifesteer, moet die deur jou wil kom, in jou denke vernuwe en verander, dis wanneer dit manifesteer. Sondag aand sê ek vir die ouens, bid vir mekaar, en ek verduidelik vir hulle, jy kan maar let, jy kan dit maar toets. As jy vir iemand bid, en jy lê hand op, en nou begin jy te bid, en jy bid in die spoegsospad. Ek gaan vir jou sê, jy bid, en daar gebeur niks nie. Jy kan so seker daar wees, wat ek vandag met jou praat, jy bid in die siel uit. Want die krag is in jou. So die krag wat in jou is, moet die manifestasie van die woord en die behoefte aanspreek. Dankie Amy. Halleluja. Amy, vir daai amen kan jy hierdie is hier, sweetie. Daar sê. Prys die Here. Amen. En as jy nie harde amen gewees het, dis kom jy nie een kry. Maar wat wil ek jou sê, kind van die Here, wanneer ek en jy hierdie waarheid, en ek vandag met jou praat, jy het God, Heilige Gees, die Gees van waarheid, jy moet met hom gemeenskap hê, jy moet met hom sit, as jy die woord van sê, Here, hierdie woord van u is ja en amen, u woord sê, die Bybel sê, alles sal verbygaan, maar u woord sal nooit verbygaan nie, so Here, dis u woord, maak seker wat jy lees, wat jy bid, Here, dis wat u woord sê, and I'm not going to settle. Here, praat met my gees. God, Heilige Gees, maak aan my openbaar. Maak aan my openbaar die woord. Kind van God, nou begin in jou gebedslewe. In jou gebedslewe, in jou lof, in jou aanbidding begin te verander, te vernuwe. Wow, ewe skielik word jy kind van die lig. Jy begin te beweeg, leef heilig. Jy verlang na die woord, soos 'n baba na die onvervalste melk.
Jy kan nie hierdie woord, ouens, luister mooi, moenie hierdie woord probeer verander om jou te pas nie. Moenie die woord klim nan maak nie. Dat die woord bly. Amen. Nou, dis 'n kenmerk, kind van die Here. Dis 'n verskoning, kenmerk van die Heilige Gees, wedergebore is 'n soeker. Jy kan maar kyk, ouens. Ek wil jou vandag challenge. Toets jou verhouding, toets jou posisie in jou staat in Christus, as jy nie aan die woord soek nie. As jy nie jou Bybel lees nie, as jy nie, ek praat nie van net Bybel lees, ek praat, Here, u woord. Ja en amen. Tot jy dit nie soek nie, ons as fout. As fout. Ouers, ons soek nie die geopenbaarde woord van God nie. Want ons het die melk verander. En dit is die hartseer. Dit is die hartseer van die kinders van die Here se gebedslewe. Ek luister op lees jy nie, wij gaan kyk wat daar buiten aangaan asseblief hoor. Luister ek na op Facebook na een van Benny Hinn se dienste hoe hulle sing. Ek sê vir net en dis jare terug, welkom. But I'm telling you, when I listen, I can feel the presence of God. Dit raak my gees aan. Want dis gees en dis waarheid. Dis gees en dis waarheid. Wanneer ek en jy ons gebedslewe deur God, Heilige Gees, die Gees van waarheid, wanneer hulle openbaring kom, kan ek jou verseker, sal jou lof en jou aanbidding radikaal verander. Jy sal nie anders te kan, as jy mense sien as 'n behoefte, en God Heilige Gees wys vir jou, jy gaan daai behoefte aanspreek. Hoe? Met krag, power. Met krag, power. Nou hoor wat sê hy so vers 3, sê hy, as julle ten minste gesmaak het dat die Here goed en tierend is. Kom aan, ouens. Hoe smaak jy God? Hoe smaak jy Jesus? Hoe smaak jy die Heilige Gees? In ander woorde, jou verhouding met hom. Ja. Hoe jy die Here lief? Wat vloei daai liefde uit? En kind van God, en dis ons gebedslewe. En dis hoekom ek baie keer kyk ek jou en sê, nee, no, supernatural. Hoekom sê ek dit? Want ek weet, as jy nie daai woord vasvat, gaan jy sukkel hier onder die sielsreële. En jy moet nie sukkel nie. As God sê, wow, so, dan is dit so kennis, dan is dit so. Jy ook daar by die skool. Nou ja, jy kan die skool omdop, man. As 'n man met die naam van Charles Finney. En Charles Finney was 'n prokureur gewees. Charles Finney was 'n godsmens, hy's 'n kerksmens gewees. Maar toe gaan hy op 'n stadium en hy gaan in die woud in. En hy sê, Here,
ek sal nie uitkom hier te, behalwe as u vir my doop met die Gees nie. Red en doop met die Gees nie. En hulle sê, daar's geen prediker na Charles Finney, wie sê, die wedergeboorte het eintlik gehou. As hy in 'n dorp inkom, dan moet hulle die fabrieke stop. Dan moet hulle die fabrieke stop, want die teenwoordigheid van God, the glory of God, is om hom. Oorlede oom Jock Sutherland het altyd gesê, Pastor, when you minister, it's like a globe around you. Ek sien hoe God se heerlikheid om jou is. Jy sien, en dis wat ek vir julle sê, jy sien, you need the revelation, want dit wat ek sê is waarheid. Die heerlikheid van die Here is alreeds in julle. So waar jy beweeg, dra jy die heerlikheid, met ander woorde God se teenwoordigheid saam met jou. En waar jy kom, waar jy gaan, daar's 'n manifestasie van krag. En hierdie krag, ouers, dis om te doen wat jy moet doen. Maak dit sin? Ja, George, ja, ek moet nie vir jou kry, jy het 'n goeie selgroep hou woensdag aand. Kry sommer jou pa ook. Weet jy wat sê die Bybel? In die laaste dae sal die kinders die vaders terugbring. Hallo, dis waarheid. Jy sien kind van God in dis gebedslewe. Want tot God Heilige Gees nie die woord aan jou openbaar maak, gaan jy altyd uit jou siel uitbid. Okay? En ek sluit af. Blaai net om. 1 Petrus 2 vers 9. Nou hoor wat sê hy hierso. Hoor wat sê hy hierso. Maar julle is 'n uitverkore geslag, wie? Hulle wat tot wedergeboorte kom, hulle wat die liggaam van Jesus is, né? 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. François, power. Candace, dunamis power. Eva, dunamis power. Daai dunamis power, maak die logos woord rema gemanifesteer met die hart glo ek en met die mond bely ek. Jy sien, hy sê julle is 'n heilige koninklike priesterdom om die deugde van hom wat julle uitgehaal het uit die koninkryk van duisternis oor in die koninkryk om sy deugde te verkondig. En dit is goed, ouens. In die sielsrealm sê sy, hey, God is good, hè? Ja, amen, God is good. Hè? Nou, maar in die gees openbaring sê, wat is jou behoefte? Is hoor. Die Here doen gou daar vir ons 'n bietjie werk hierso. Sê die Here nie, dis reg seun, hoor net my stem, dan doen jy die werk. En verander my gebedslewe. Give me. Now I say, thank you, Lord, I can do. Through a power from him within me. Nou kan ek sê, in die naam van Jesus, wees genees. Wees bevry. Daai curse van armoede, van misleiding, gaan in Jesus naam. Jy sien, revelation, openbaring. Kan jy verstaan hoekom hierdie white pastore so moeilik raak as hulle die breinmense, nee, ons nie wat nie te swaar te ons nou brein.
You are a child of God, born from above. If you are born again, the Spirit of living God is within you. Nou, hoe durf jy nonsens praat? Dis nie reg nie. So al die ouens wat armoede in die politiek hou, hey! You need revelation, man. Jy het God, Heilige Gees, die Gees van waarheid nodig om jou denke te verlig. So gaan jy Suid-Afrika verander, man. Jy moet lees hoe vol die mense mekaar aan Facebook en Parel Pels en al hierdie goeders. Skokkend. Taalgebruik. Dan sê hulle is Christene. Lord, have mercy. God se genade. Maar met die plek kom waar amazing grace hulle deel word. Maar die kerk moet hoor van God en doen wat God vir hulle wys. Amen en amen. Ons sal volgende Sondag 'n bietjie aangaan hoor. Ook oor jou gebedslewe, jou lof en jou aanbidding. Amen. Want ons gaan rede hê om fees te vier. Amen. Wie verjaar nog binnekort? Davinia verjaar. Malcolm en Rita verjaar. Jesus, ons gaan 'n groot party jou volgende week. Ek sou ook sommer weer verjaar. Maar ek ontvang geskenke ook hoor. Amen. Kind van God, jou gebedslewe moet kragtig word, dinamies word, want dit moet verander van monoloog af, na dialoog toe. God, Heilige Gees praat met jou, jy praat met Papa, Heilige Gees gee jou terugvoering. En as daai terugvoering kom, dit bring 'n boldness in jou gees. 'n Boldness. Jy haal ouers, luister mooi, onder die bed uit. Hoor wat ek nou gaan sê, dan gaan ons aan by die tafel. Saul, gesalf as koning. Samuel het hom daar gesalf, maar toe hy moet functioneer as koning. Luister mooi. Toe Saul moet functioneer as 'n koning. Toe gaan kruip hy weg onder die pak goed. Lees jou Bybel. En dis die Christen ook vandag maak. Dan gaan kruip weg. En nou kom Samuel. Jy sien, Malcolm, a man of a spirit, hy hoor altyd wat God sê. Nou soek hulle vir Saul, en Saul is weg, maar hy's die koning. Hy's aangewys. Hy's gesalf. Nou soek hulle hom. Hy's weg. Hulle soek doen hom as bediening. Hulle is weg. Maar dank die Here vir die profeet Samuel. Sê Here, waar is hulle? Waar is Saul? Ek sien my weergawe. Ek dink die Here sê vir Samuel, check hom. Check sy voete. Nommer 12 skoene. Hy sê groot ou. Steek daar in die pak goeders uit. En nou gaan hy François. En ek kyk hier skoene. Hy sê nie skoene gaan plakkies gehad, ek weet nie. Maar trek hom onder die pak goed uit. En dis wat God, Heilige Gees, met my en met jou en met Dunamis bediening moet maak. Haal ons uit. Jy's klaar when you're born again. When your spirit filled. You and I need to walk the walk. God, Heilige Gees. Gees van waarheid in, by en deur ons. Maak het sin? Amen. Kom onder onkunde uit. Kom onder misleiding uit. In Jesus mooi naam. Amen. Dankie. Amen.